Dit was soos iets uit 'n aksiefliek toe 'n tank vol propaangas gisteroggend hier ontplof het. Inwoners van Woester sê hulle het gedink dis die knal van 'n bom. Almal het dit gehoor en selfs huise aan die rand van die dorp het geskit van die impak. 'n Vuurwolk van die ontploffing kon tot in die dorings gesien word. Hallo Nizam. Ons is gister by die hangklop. Klaas de Vos was dou voor dag besig om 'n vragmotor te laai toe hy gas ruik en iets soos mis op die pad sien. Eerste slag wat ons hoor, amper gevoel asof die hele stoor in mekaar sak. Is toe dat ons op hierdie man afkom wat so om hulp en hulp skree, wat klaai die kar uitgerol het. En die vuur was baie warm om te nare te gaan. So 'n halfpad gaan haal en toe kom en het geskree, help my net, kan iemand my net help? My ingesteldheid was gewees dat hierdie man se lewe nommer 1 nou. En ek moet verskillende maniere uitvind om hierdie man by die hospitaal te kry. Die man het soveel pyn. Die man het gekeer van het ook om ingelei het in die bakkie tot by die hospitaal. En gedurende moes ek gepraat het met hom tot by die hospitaal om kalm te hou. Benny Koch het 30% brandwonde opgedoen. Hy is in 'n bestendige toestand in die Tygerberg Hospitaal. Die brandweerhoof is dankbaar dat die ontploffing voor spitstyd gebeur het en dat sy span die brand van 'n vulstasie en alkoholpakhuis kon wegkeer. Reg oor die wêreld as dit gebeur is altyd mense wat sterf. Die tank het omtrent 100 meter ver geland vanaf die oorspronklike ontploffing. Deel van die tank is nog ook op die dak van een van die besighede. Johan Brink het die ergste vrygespring. Die gebou langs aan my het gebrand. Die enigste rede hoekom ek dink my gebou nie gebrand het nie was ek het 'n konkreet dak. Dis miskien die rede hoekom my gebou, maar my deure was afgeruk, vensters gebreek, alles wat glas is het gebreek. Ja, so dit was alles die mekaar. Nadine Tron, Unies, Woester.